Goeiedag. Mag jy elkeen 'n besondere Kersdag beleef en mag die boodskap van Kersfees opnuut weer ingebrand word in ons harte om die versekering daaruit te kry en daaruit te kan leef elke dag. Ons gaan vanmôre lees uit Openbaring 19 vanaf vers 11 tot vers 16. In Openbaring 19 verskuif die fokus van die oordeel oor die korrupte en die wêreldse sisteme skuif na die oorwinnende openbaring en die terugkeer op die ou end van Jesus Christus. Selfs vir die eerste leesters, die 7 gemeentes in Klein-Asië wat eintlik gebuk gegaan het onder die heerskappy van die keiser en daaronder moes lê. Aan hulle word ook die openbaring gegee van wie regtig op die troon is en wie regtig die koning van die konings is. Kom ons lees Openbaring 19 vanaf vers 11. Toe het ek gesien die hemel is oop. Daar is 'n wit perd, sy ruiter word die getroue en betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Die leers in die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hy het fyn helder wit klere aangehad. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met sy ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuipe trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar 'n naam geskrywe: die koning van die konings en die Here van die heersers. Miskien vandag opnuut weer. Wie is Jesus Christus? Wie is Jesus Christus? Ja, hy is gebore in 'n krib, 'n baba, hy het mens geword. Ja, hy is liefde. God is liefde en hy is God. En inderdaad is daar by hom liefde en genade te vind. 'n Kind gebore vir ons in 'n krib, nederig, tot verlossing van elkeen wat glo in hom. En so is hy ook, ja, nie net 'n baba in 'n krib nie, maar inderdaad is Jesus Christus die verlosser, die Messias. Dit beteken die gesalfde een wat gekom het na die aarde om in ons plek te sterf. Hy is bedoel om ons te kan red, sodat ons verlos kan word. En dit gebeur dan ook, hy gee homself as offer, sodat ons die ware lewe kan ontvang en weer in 'n verhouding met God kan staan. Hy is dan op so 'n manier ook die enigste weg tot die Vader en tot versoening. Hy is nie 'n verlosser, maar die verlosser. Handelinge 4 vers 12 sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word. En soos ons dan gelees het in Openbaring 19, hy het klere aangehad wat met bloed deurweek is. En dit dui op die bloed van sy vyande in ooreenstemming met Jesaja 63. Dit dui op die oorwinning wat hy behaal het oor sy vyande. Maar die grootste vyand is inderdaad die sonde, wat hy met sy eie bloed voor betaal het. Ook in hierdie beskrywing in Openbaring 19 kan dit nie losgemaak word van verlosser, dat hy die verlosser is wat homself gegee het, wat met bloed betaal het, sodat ons vrygekoop kan word. Daar staan in vers 13, en sy naam is die woord van God. Ons lees in Johannes 1, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Dis wat ook dan besonder vandag, wat ons aan dink. God wat mens geword het op aarde, om ons te red, ons verlosser. En daarom sê Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word, want sy verlossing is volkome. Hy is die lewende woord, wat gekom het om homself te openbaar en verlossing te bewerk. So hy is 'n kind gebore in 'n krib. Jesus Christus is die verlosser, die enigste verlosser, wat volkome versoening bring. Maar ook Jesus Christus is ons vriend en verstaan ons. En dis hoe hy homself openbaar, Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle
bekend gemaak het. Christus self sê, hy noem ons vriende, hy het medelee met ons. Hebreërs 4 vers 15, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig. Maar dit beteken hy ken ons worsteling wat ons soms het. Hy ken die gebrokenheid van hierdie wêreld. Hy ken die versoekinge wat daar oor ons pad kom. Ja, Jesus Christus is ook ons vriend en ons broer. Ja, ons is aangenome kinders van God deur die bloed van Christus. En Christus is die seun van God en daarom is hy ons broer, is hy ons vriend, so wat hy self aan ons openbaar. Jesus Christus verstaan wie jy is en waartoe jy gaan. Hy stap saam met jou die pad, ook as vriend en as broer. Maar ook Jesus Christus, soos ons lees in Openbaring 19, waar daar staan, met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskryf wat niemand anders ken nie, net hy self. Vers 15, uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om nasies mee te tref. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskei trap vir die wyn van die toorn en oordeel van God die Almagtige. Op sy klere by sy heupe was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings, die Here van die heersers. Jesus Christus is nie net 'n kind in 'n krib, nie net alleen die enigste ware verlosser, is nie net jou vriend en jou broer nie. Hy word ook beskryf as die krygsman, as die een wat oppergesag het, wat uittrek met sy leer vir die oorlog en oorwinning behaal. Die anti-kris en die goddelose wêreldmag se oordeel breek aan, soos ons lees in Openbaring 19. Jesus Christus, so lees ons in vers 11, se krag en autoriteit is hemels en goddelik. Hy kom uit die hemel wat oop is. Die kroon is, soos daar staan in vers 12, en ook dan die meervoud dui op die mag en die heerskappy oor koninkryke, die koning van die konings. Terloops, daar's twee tipe krone, daar's 'n oorwinnaarskroon, wat gedra word deur die oorwinnende kerk, die Openbaring 12 vers 1, wat Christus self dra, 14 vers 14, en wat die oorwinnende gelowiges, wat maar weer die oorwinnende kerk is, wat ook beskryf word dat hulle hierdie oorwinning mag dra. Maar daar's ook 'n heerserskroon, en dit is wat hier beskryf word, wat Christus dra. Maar wat ook deur die draak en die monster in hoofstuk 12 en 13, het hulle gepoog of gryp hulle dit aan, hulle self aanmatig om hierdie heerserskroon te dra. Maar dan is dit duidelik hier in hoofstuk 19. Dit is baie duidelik, Christus, en Christus alleen, is die koning van alle konings. Hy oorwin die sogenaamde heersers. So daar staan in vers 19 dat hy die getroue en betroubare, wat hy doen staan vas, wat hy beveel sal gebeur. Maar daar is nie net sekerheid van verlossing nie, maar ook sekerheid van die oordeel oor die bose. Vers 11 en 14, wit perde dui op regverdigheid en oorwinning. Die leermag van ruiters op wit perde dui op die volkome oorwinning en mag. Wit klere dui op reinheid en oorwinning, vers 14. Ook die swaard uit die mond, vers 15, dui op oorlog en oorwinning. Die woord, vers 13, dui op Christus, die lewende, wat die lewende gesaghebbende woord is. Hy praat en oordeel namens God en as God. Die woord dui ook op die oordeel wat uitgespreek word en voltrek word oor die dier en die valse profeet. Die konings, oordeel oor die konings wat teen hom in opstand is. Vers 13 word beskryf met die oë wat vuur vlam, hy wat alles sien, wat alles deurdring, maar ook nie net kyk nie, maar ook regverdig oordeel oor wat hy sien. Ja, as jy Openbaring 19 lees, dan is dit inderdaad nie net liewe Jesus wat as 'n kind gebore word, of die enigste ware verlosser wat hy inderdaad is, en ons vriend, ons broers, wat hy homself aan ons openbaar nie, maar hy is ook skrikwekkend magtig. Hy is ook die regter en die krygsman wat oordeel oor heidene nasies en die bose. Hy is die konings van die koning. Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die heersers. Hy is ook die Almagtige. Ja, hy het nie net homself gegee om mens te word en as lamoffer
in ons plek te betaal nie. Maar hy het met krag en mag en gesag die duiwel en die dood oorwin. Hy gee as oorwinnende Here hierdie oorwinning en nuwe lewe vir ons om in te leef. Jesus oorwin die sonde en die bose, sodat jy in oorwinning deur geloof kan leef en dat jy hierdie oorwinning moet omhels. Ja, as mens so na Openbaring 19 kyk, dan besef mense en dan met respek gesê dat Jesus hardloop nie verleë agter ons aan as ons wegdwaal of as ons hom misken of as mense hom verwerp. Nee, hy is die oorwinnaar wat lewe en oorwinning gee. Ons wil amper sê, durf die mens dit nie aanvaar. Durf dit so wees dat dit eintlik maar dat dit nog in ons lewe so kan wees dat dit eintlik maar oor ons gaan. En ek sal besluit wat vir my die beste is. Ek sal kyk as ek die kans kry waar Christendom in my lewe sal inpas. Nee. Christus is nie een wat verleë is nie. Ons is. Hy is die oorwinnaar, hy is die almagtige wat betaal, ja, maar ook die oorwinning behaal. Ek doen nie die Here 'n guns om hom te dien nie. Om vir hom te lewe en hom te dien is die enigste ware lewe. En hy het deur sy koms na die aarde toe, deur die kruisdood en deur sy oorwinning, het hy dit vir ons moontlik gemaak om daardie ware lewe te kan aangryp in die geloof en dit te kan lewe. Ja, as ek hom sou verwerp, dan verander dit nie wie hy is nie. Hy is steeds God. Hy is steeds die Here. Hy is steeds oorwinnaar. Hy is steeds die een wat genade gee. Maar dan is hy, as ek hom verwerp, dan is hy nie meer my God. En hoe verskriklik is dit nie? So ons sien dus Jesus Christus in die krib, en besonder ook vandag in Bethlehem. Ons sien hom ook aan die kruis vir ons sondes betaal. Ons sien die leë graf van oorwinning. Ons sien hom as die ruiter op die wit perd met 'n alles oorweldigende oorwinning. Die heerserskrone, die Here van die heersers, die koning van die konings, die regverdige wat ook oordeel. Praktyk, prakties. Wat beteken dit in ons lewens en hoe gaan ons van hier af verder? Ons kan nie Kersfees vier so asof dit oor ons gaan nie. Ons kan nie Kersfees vier so asof dit maar net 'n mooi Christelike tradisie is en seremonies wat ons moet onderhou nie. Dit gaan nie oor die dag nie, ons kan nie maar Kersfees vier bloot asof dit gaan oor 'n kind in 'n krib en die boodskap van ag, almal is gemoedelik want dit is Kersfees, so asof dit maar net 'n tydsgees is. Ons kan nie met God se genade mors en daarmee omgaan asof dit maar net ietsiekie in ons lewe of 'n opsionele ekstra is wat ek tot voordeel van myself iewers 'n plekkie in my lewe gee nie. Nee. Ek omhels sy oorwinnende genade as die enigste ware lewe, omdat hy in sy heerskappy dit vir my verwerf het. En eintlik dit vir my gee, maar eintlik is daar nie 'n keuse om te sê ek wil nie. Ek moet, want hy is die koning. Ek leef volkome oorgegee aan hom en in gehoorsaamheid aan hom, omdat hy die almagtige oorwinnaar is. Ja, ons moet hom dien. Juis op grond van dit wat hy is en wat hy kom sigbaar maak het aan ons. Ons moet hom dien nie deur van my tyd of van my geld of 'n deel van my lewe aan hom te wy nie. Maar in die wete dat ek volledig met alles, met my tyd, geld en my hele lewe aan hom behoort, deur hom gekoop is. En dat ek met alles buig voor hom, die koning, Here Jesus Christus, en hom daarmee verheerlik. Ja, prakties beteken dit, ek moet erns maak om heilig en regverdig te lewe, want hy is die regverdige, die heilige wat hom omring met die in wit klere. Jesus kom nie na hierdie aarde toe, sodat ons sonde kan doen en daarmee wegkom, dat ons nou net nie meer gestraf word. Hy verlos ons, sodat ons in sy krag oorwinnend heilig kan leef en moet leef. Maar hierdie openbaring in Openbaring 19 van Jesus Christus gee ook soveel troos en sekerheid en daai vaste anker. My redding is nie maar bloot net in my eie hande nie,
My redding is nie afhanklik van die dinge wat met my gebeur, of selfs die verkeerde keuses waar ek gestruikel en geval het nie. My redding is verwerf deur die koning van die konings, die almagtige. Die dood is oorwin, die ware lewe is verkry deur die oorwinnaar. Deur geloof in hom is ek veilig in hom. Is ek veilig by hom as sy kind. Dit gaan oor hom. En my redding lê nie in myself, maar in hom wat alles regeer en alles oorwin. Niemand kan my uit sy magtige en kragtige hand ruk nie. Ja, so is daar ook die troos en die sekerheid te midde van 'n wêreld wat baie so deurmekaar is, waar dit soms lyk asof die bose die oorhand het en waar dinge so skeef draai ook in ons eie lewens. Openbaring 19 laat geen onduidelikheid oor wie die oorwinnaar is. Openbaring 19 laat geen onduidelikheid oor wie die eintlike mag in die heerskappy op die ouend het nie. Dit laat geen onsekerheid van hoe dinge gaan uitloop. Die oorwinning is behaal en sal volkome realiseer in volmaaktheid, ook in die bedeling wat kom. Ek het daarin deel, deur geloof in Christus. Ek sal deel hê aan die volmaaktheid van die bedeling hierna. En daarom is daar ook hierdie troos, dat wanneer my persoonlike hoop en vertroue deur omstandighede dun gedruk word, dan weet ek, hierdie hoop gaan eintlik nie oor my hoop nie, maar dit gaan oor die een op wie ek hoop. Hy is die betroubare, hy is die getroue, vers 11, hy gaan nie verander nie. In hierdie woorde is daar die versekering, die objektiewe waarheid ingesluit. Hy is God, hy verander nie. Ek het 'n vaste hoop, omdat dit in hom is, omdat hy iemand is, op wie gehoop kan word. Laat ons dan, juis ook op hierdie dag, 'n heilige eerbied voor hom buig. Hy wat as mens na die aarde toe gekom het om ons te verlos, maar ook hy wat in mag en majesteit regeer en oorwin het. Hy wat elkeen in sy almag lei. Mag ons hom volg op 'n pad wat uitloop in volkome oorwinning en heerlikheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dat U Seun gestuur het as verlosser vir ons, dit oorweldig ons elke keer as ons opnuut dit hoor en daarvan verseker word. Dankie Here dat U die oorwinning behaal het, dat U die Almagtige is en dat ons verlossing seker en vas in U lê. En daarom wil ons met alles wat ons is, wil ons buig voor U die Almagtige Koning en sê Here, ons behoort aan U, alles wat ons is en het behoort aan U. Gebruik ons soos U wil, waar U wil, wanneer U wil, op enige manier wat U wil. Ons is in U hande. Ons volg waar U ons lei. Here, ons eer U as ons verlosser, as ons koning, as ons Here. Ons bid hierdie gebed, Here, want ons weet daar is geen ander lewe behalwe by U nie. Ons weet, Here, dat ons in alles van U afhanklik is. Dat ons kan lewe alleen maar omdat U ons die lewe gee. Maar ons kom in hierdie gebed na U toe met vrymoedigheid, grond van U genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die krag, die begeleiding van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.